In die oploop na Kersfees het ons die laaste 2 weke bietjie gesels oor hoe belangrik voorbereiding vir Kersfees is. Etes wat gereël moet word en familie en vriende om te sien, met Kersfees so bietjie minder as 'n week weg, is dit nou rarig maar erg tyd om voor te berei. Maar saam met al daardie reëlings, dink ek is dit ook belangrik om jou hart vir Kersfees voor te berei. En die derde en die laaste manier hoe ons dit kan doen is, sit die ligte aan. Ek is mal oor Kersfeesliggies, die klere wat flikker en glinster, die Mexican wave of wat ook al jy hulle kan kry om te doen. Elke jaar geniet ek dit om na die Kersfeesliggies te kyk en ook die vreugde te ervaar wat dit bring. Oral om ons sien ons hierdie Kersfeesliggies en dis amper asof dit half die seisoen vir ons aankondig, dat Kersfees is om die draai. Matteus 5 vanaf vers 16 sê, laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Ek dink nêrens anders deur die loop van die jaar het gelowiges so perfekte kans, soos met Kersfees, om hulle lig duideliker en mooier te laat skyn in hierdie donker wêreld nie. Daar is mense daar buite met wie jy te doen gaan kry wat nie regtig verstaan waaroor Kersfees gaan nie. Hulle verbind dalk Kersfees met Jesus se geboorte, maar Jesus se geboorte en sy persoon het niks te doen met hoe hulle lewe en ook uiteindelik hoe hulle sterf. Kersfees is my en jou tyd om te skyn. En met skyn bedoel ek nie, dit is tyd om te wys hoe goed jy dink jy is en hoe sleg die ander mense is nie. Dit is tyd om vir mense te wys dat die baba wat in Bethlehem gebore is, wat ons volgende week gaan herdenk, het gekom om ons harte en ons lewens te verander vir altyd. Hy het gekom om ons vrede met God te gee en ook met mekaar. Hy het vir ons 'n doel in die lewe en hoop na die dood kom gee. Jou taak as gelowige is om 'n lig vir die wêreld te wees, om hulle te wys hoekom hy gekom het en om hulle ook so na die lig van die wêreld toe te lei. En dit gaan nie net per ongeluk gebeur nie. Jy moet jouself voorberei om vir Jesus te skyn. Jy moet bid en hom vra vir geleenthede om sy liefde met ander te kan deel. Jy moet tyd maak om te dink oor hoe jy hulle sal vertel wanneer hulle jou vra, wat maak jou lewe so anders? Skyn hierdie Kersfees so helder en mooi as 'n lig vir die Here soos wat jy kan. En mag jy ook die helderste lig wees wat in jou dorp of jou stad is. Daar is mense in hierdie wêreld wat in duisternis leef en wat iemand nodig het om die lig van God se liefde in hulle lewens te laat skyn. Jy kan daardie lig wees as jy net jou hart voorberei. So hierdie jaar kan jy die Kerstyd net oorleef of jy kan sug en kla oor die lastigheid en die moeite, gaap as jy weer die Kersverhaal hoor en bly wees as die hele ding net verby is. Of jy kan jou hart nou vir Kersfees voorberei. Wees weer 'n kind. Wees vrygewig deur die seën van Gee te herontdek en wees 'n lig in hierdie Kerstyd. Hoe roep Jesus jou miskien vandag om jou hart vir Kersfees voor te berei? Ek bid 'n geseënde feesseisoen vir jou en jou geliefdes. Mag jy jou hart voorberei en mag die Here julle ook gebruik en mag jy weer bewonder staan oor die wonderlike nuus dat Christus het gekom en mag jy en jou geliefdes weer sy teenwoordigheid tasbaar ook in hierdie feesseisoen ervaar. Tot volgende jaar.